saam sing. Gesang 351, ons is almal nou saam. Goeiemôre vriendes. Dis weer vandag 'n wonderlike eer en voorreg om hier in die huis van die Here te wees, om weer eens Hemelvaart te vier waar God opvaar na die hemel. Jesus Christus opvaar na die hemel om aan die regterhand van God te sit, maar ook nie net aan die regterhand nie, maar ook waar hy vir ons 'n plek voorberei. En in dieselfde tyd is dit ook 'n oomblik waar ons verwagte is dat die Heilige Gees op ons sal neerdaal op Pinkstersondag. Van my kant af in Kerkraad, vriendes, baie hartlik welkom hier in vanoggend se erediens. Mag die woord vir u tot seën wees en mag ons die woord daar buite gaan uitlewe soos wat die Here dit wil hê. So geliefdes, dit is ook vanaand is ons eerste aand van Pinkster, maar ek sal weer 'n Hemelvaart boodskap hê, anders as die ene. So ons, soos jy dan gesien het, is ons tema bely en beliggaam die laabeleidnis 40 jaar later. So dit is die fokus van hierdie Pinkster. So ons nooi vir u hartlikheid om dan na die dienste te luister. Ek sal my beste probeer om te rekord soos nodig is, maar jy moet maar ek vergeet sommer 'n keer om die goed op te sit. En as ek al halfte die preek dan besef ek het nie rekord gedruk nie. So ek vra maar vir julle tot doen as daar 'n paar aande is wat ek skiep. So dit sal 7 aande wees, ons het nie oor naweke nie. En dan is die Pinkster saamtrek sal die ringse Pinkster saamtrek is dan die 24ste in Tafelsig. Ken jy die skool se naam? Ja, dat is school. So, liefdes, maar ek sal hierdie poster vir u aanstuur, want ek dink aan julle ook net, julle is totally iets anders. Soos julle hoed, ja, primêr in Tafelsig. So, liefdes, die word ook aan daar hartlik uitgenooi vir die 24ste. Liefdes, kom ons raak stil voor die Here. Sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Liefdes, ek groet die genade en vrede vir u van God die Vader en die Here Jesus Christus, wat homself op ons sondes gegee het en ons tot te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God ons Vader te volbring. Aan God kom al die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ons kan dan hartlik en vreeslik saam sing Gesang 118, Gesang 118, Halleluja, loof die Here, hy het waarlik opgestaan.
staan. Psalm 2, 118. Jesus, wir
vir 'n nog 'n dag, Here, wat U vir ons uitgespaar het, Here. Dankie vir hierdie byeenkoms, my Vader, vanoggend, Here. Here, en ons kom vra, Here, dat U hierdie offer sal kom seën, my Vader, Here, tot uitbreiding van U koninkryk, Here. Wil U ook diegene seën, Here, en vir hulle die nodige insig gee, Here, wat met die geld sal werk met die offer, Here, vir uitbreiding van U koninkryk. Ons vra dit in Jesus se naam. Baie dankie. Geliefdes, die woord van die Here vind ons vanoggend in Johannes 14 van vers 15 tot 21. Johannes 14 van vers 15 tot 21. Johannes 14, vers 15 tot 21. Soos gedeeld het, ons het stilgeraak, en ek op ons Vader, Here, dankie vir die dag. En dankie, Here, vir die oomblik, Here, wat ons weer het, om na te dink, Here, oor die hemelvaart, Here. Here, waar U opvaar na die hemel, en waar U aan die regterhand, Here, van ons Vader sal staan sit. Maar Here, dankie ook, Here, dat U, Here, ons met beloftes achtergelaat het. Here, beloftes, Here, dat U ons nie wees sal laat nie, maar ook beloftes, Here, dat U opvaar, Here, gaan doen U dit om vir ons 'n plek voor te berei. Maar ook weer belangrik, dat U weer sal terugkom. En Here, terwyl ons wagtend is op U wat weer sal terugkom, Here, maak ons 'n tuies van U woord. Here, maak ons mense wat sal verkondig, Here, die evangelie, Here, soos dat dit oop lê nou voor ons. Here, gee ons geopende ore, geopende harte, Here, om hierdie woord te ontvang, dat hierdie woord nie net by ons sal bly nie, dat ons ook getuies sal wees en dit gaan verkondig daar buite, dat alles waar in die naam. Amen. Johannes 14 van vers 15 tot 22. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie. Maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader liefhet. Ek sal hom ook liefhet en my aan hom openbaar. Dit is die woord van die Here. Dank sê. Liefdes, as ons na hemelvaart dink en nadink, is maar hierdie prentjie wat opkom waar Jesus opvaar, wat ons maar so in die sonnaskool ingekleer het en gesien het waar Jesus opvaar in die wolke en waar die disippels hier onder staan en net so kyk na die hemel. En met daardie moment kan 'n mens indink dat dit dalk gedagtes is, Here, maar verlaat U regtig vir ons. Hulle het 'n verhouding met Jesus opgebou, hulle het 'n verhouding met God gehad, met hom gehad. Hy het hulle geleer en nie skielik het die tyd aangebreek waar hy hulle moet agterlaat. En geliefdes, ons weet maar wat 'n ontwrigting dit kan wees wanneer iemand ons agterlaat, wanneer iemand wegbeweeg, iemand sterf of iemand net nie meer daar is nie. Die leemte wat daar is vir ons, is wanneer iemand ons agterlaat. En geliefdes, ons weet maar wat 'n ontwrigting dit kan wees wanneer iemand ons agterlaat, wanneer iemand wegbeweeg, iemand sterf of iemand net nie meer daar is nie. Die leemte wat daar is vir ons, is wanneer iemand ons agterlaat. En geliefdes, ons weet maar wat 'n ontwrigting dit kan wees wanneer iemand ons agterlaat, wanneer iemand wegbeweeg, iemand sterf of iemand net nie meer daar is nie. Die leemte wat daar is vir ons, is wanneer iemand ons agterlaat, wanneer iemand wegbeweeg, iemand sterf of iemand net nie meer daar is nie. Die leemte wat daar is vir ons, is wanneer iemand ons agterlaat, wanneer iemand wegbeweeg, iemand sterf of iemand net nie meer daar is nie. Die leemte wat daar is vir ons, is wanneer iemand ons agterlaat, wanneer iemand wegbeweeg, iemand sterf of iemand net nie meer daar is nie. Die leemte wat daar is vir ons, is wanneer iemand ons agterlaat, wanneer iemand wegbeweeg, iemand sterf of iemand net nie meer daar is nie. Die leemte wat daar is vir ons, is wanneer iemand ons agterlaat, wanneer i
Maar geliefdes, hierdie opvaarding van Jesus is nie een sonder troos nie, is nie een sonder beloftes nie, maar dit is iets wat vir ons, maar wanneer Jesus opvaar, is daar 'n belofte wat hy ons maak, en eens is die belofte, dat daar 'n ander voorspraak sal kom, wat na julle sal kyk. Omdat Jesus gaan vertrek, word dit duidelik hoe lief sy disippels hom het. Jesus vra hulle om hierdie liefde te wys deur gehoorsaam te wees, wanneer hy sê in Johannes 4, vers 15, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. In Johannes Evangelie beteken om sy opdragte uit te voer dieselfde as om sy woorde te bewaar. Dit herinner ons aan die ooreenkoms wat God lank gelede in Deuteronomium met sy volk gemaak het. Die tweede gevolg van die disippels se liefde is dat Jesus die Vader sal vra om hulle 'n voorspraak te stuur wat hulle sal jaag. En in hierdie gedeelte, geliefdes, raak ons bewus dat Jesus gaan bemaak sy disippels gereed om vir hulle te sê, maar ek sal sterwe, ek sal opstaan, maar ek gaan nie hier by julle wees nie. Want hy sê verder, nog 'n klein rukkie, gaan ek hier tussen julle wees, dan sal ek opvaar. En in hierdie berei hy sy disippels voor om vir hulle te sê, maar wanneer ek opvaar, gaan dit nie net 'n opvaarding wees waar julle nie meer by teenwoordigheid gaan ervaar nie. Dit gaan nie meer gaan nie 'n opvaar wees waar ek net verdwyn uit julle teenwoordigheid nie. Maar hy beloof vir hulle in vers 16, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Hier sien ons 'n duidelike orde in die Godheid. Die Vader word nooit bestuur nie. Hy is die stuurder van beide die Seun en die Gees. Die Gees is nooit die stuurder nie. Hy word deur beide die Vader en die Seun gestuur. Net Jesus is beide, die een wat gestuur is en die gestuurder. Deur die Vader gestuur, stuur hy self beide die Gees en die disippels. En wanneer die geliefdes ons hierdie gedeelte lees, raak ons bewus dat hierdie opvaarding kom nie sonder beloftes nie. Hierdie opvaarding kom nie sonder beloftes dat die Here ons nou net so gaan los nie. Dat hy sy disippels net so sal laat nie. Want hy gaan verder om vir ons te sê, dit wys dat die teenwoordigheid van die Gees Jesus sy eie bemoedigende teenwoordigheid op aarde sal vervang. Wanneer die Gees in gelowiges kom woon, is dit asof Jesus self in hulle woon. Want hy sê in vers 17, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En daarom, geliefdes, omdat die disippels Jesus ken, omdat hulle by Jesus bly en in Jesus se woord is, en Jesus se teenwoordigheid is, maak hy hierdie belofte aan hulle in vers 18. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. As Jesus se teenwoordigers sal die Gees verskeie take in gelowiges se lewens hê. Die Gees sal die volgelinge van Jesus alles leer en hulle herinner aan alles wat Jesus vir hulle gesê het. Die Gees bring nie 'n nuwe of onafhanklike boodskap nie, maar hy laat die ware betekenis van Jesus se woorde duidelik word. Hy sal saam met die volgelinge oor Jesus getuig. Hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy sal die disippels in die hele waarheid lei en bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur. Wanneer ons, geliefdes, hierdie gedeelte lees, hierdie versekering ontvang met Jesus wat opvaar, hierdie werk van die Gees was slegs moontlik na Jesus se verheerliking. Daarom het Jesus sy tyd in die boefretrek gebruik om sy volgelinge voor te berei op hierdie nuwe era van die Gees. En geliefdes, terwyl ons ook wagtend is vir die Gees, terwyl ons ook wagtend is vir die Gees om te kom, kan ons nie vermy dat daar is soms tye
wat ons wees voel? Is daar tye wat ons voel, waar is die Here? Is daar tye wat ons voel, die Here het ons nou net wees gelaat na sy opvaarding? Is die Gees werklik waar hier tussen ons? Vandag tref hierdie woorde ons nie as troos nie, maar as 'n konfrontasie met ons eie onsekerheid. Hemelvaart laat ons agter met 'n tasbare leegheid. Terwyl ons Johannes 14 lees, sien ons gemeenskappe onder swaar druk. Geliefdes, in die afgelope paar dae, het ons gesien die storms van die afgelope paar dae, wat dakke afgeruk en hoop weggewaai het, dwing ons om te vra, waar is die beskerming van waarvan die skrif getuig? Die paniek van disippels word ons eie, wanneer ons besef dat die een wat die storm stil gemaak het, nou agter die wolk verdwyn het. Dit is moontlik om met Jesus se fisiese afwesigheid saam te leef, wanneer die winde teen ons bestaan ruk. Geliefdes, in die afgelope tyd met die storm en die rampe wat getref is, kan haar die leemte van waar is God opkom. Kan haar die vraag kom, Here, U het storm stil gemaak, U het mense op die waters geloop, U het alles gedoen in die skrifte. Maar wanneer hierdie goedes kom, geliefdes, kom dit maar met baie paniek. En weet ons dat wanneer die disippels hoor dat Jesus opvaar, dit ook met paniek kom. En hulle wonder, wat na die hemelvaart? Wat moet ons na dit doen? En geliefdes, is wel eenvoudig, dat wanneer Jesus opvaar, begin ons as mense se werk hier op aarde om die woord van God te verkondig. Jesus het ons geleer, hy het ons onderrig, hy het ons gevoed, en daarom wanneer hy opvaar, geliefdes, los hy ons net nie daar nie, maar gee hy vir ons die Gees as geskenk, om ons saam in die pad te stap, om die woord van God te verkondig. Die terme weeskind is vir baie nie net 'n Bybelse woord nie, maar 'n daaglikse realiteit van weerloosheid. Wanneer ons die letsels van die storm en die broosheid van mense aanskou, kom die gedagte van weeslating onvermydelik na vore. Was hemelvaart bloot 'n ontsnapping? Is ons nou alleen oorgelaat aan die hardheid van die lewe, sonder die hoorbare stem van die Meester, voel ons uitgelewer. Ons sit vandag in die stilte na die opvaarding en vra, Here, het U ons werklik alleen gelos om storms op ons eie te trotseer? Die vrees dat ons verlate is, val soos 'n donker skaduwee oor ons, terwyl ons wag op die teken dat ons nie alleen is nie. Maar geliefdes, ons word voorberei in hierdie gedeelte. Die Here berei ons voor en verseker ons. Hy maak 'n belofte dat hy ons nie gaan weeslaat nie. Alhoewel Jesus se vertrek die disippels met baie vrae los, en hoewel daar paniek en wonder is in die boventrek heers, word hulle opgeroep om vas te hou aan die woord van Christus. Vir hierdie geroepene angstige volgelinge bied Johannes 14 vers 16 tot 17 'n kritieke versekering wat hulle staande moet hou wanneer Jesus nie meer fisies voor hulle loop nie. Jesus gee aan hulle die belofte hier, en dit is, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak gee. Hierdie gedeelte, geliefdes, moet ons troos gee. Hierdie gedeelte moet ons 'n sin van rustigheid gee, dat God is steeds in beheer. Dat God steeds aan die werk is, te midde van sy opvaarding, dat hy steeds aan die werk is in die storms van die lewe, dat hy steeds aan die werk is in die donkerte van ons lewe, en hoef ons nie regtig paniekerig te wees, wanneer hy in ons teenwoordigheid verdwyn nie. Maar hy het ons 'n versekering, dat sy Gees met ons is. Het ons versekering, dat hy ons nie met sy hemelvaart net so gaan los nie.
Ons hoef nie meer net stip na die hemel te kyk nie, maar ons kan met oorgawe uitgaan en as getuies gaan lewe dat die Here werklik waar opgevaar het, maar dat hy weer sal kom. En daarom, geliefdes, na die hemelvaart, soos al reeds gesê, hou die werk van Christus nie op nie. Hou die bediening van Christus nie op nie, maar begin dit met ek en u. Begin dit dat ons nou die woord van God moet gaan verkondig. Moet ons die troostwoord gaan verkondig. Moet ons hierdie woorde vir mense gaan sê, dat die Here maak storm stil. Maar geliefdes, vir baie kan hierdie woorde maar baie hartseer wees, meer dramaties wees, want in 'n tyd van nood wil jy nie hoor die Here is aan die werk nie. 'n Mens wil fisies sien die Here is aan die werk. Maar geliefdes, ons woord, dit wat ons verkondig, moet nie net woorde wees nie, maar ook ons dade moet daartoe wys. Die hemelvaart dien vir hulle as 'n noodsaaklike voorbereidingstyd. Hulle moet leer dat die Gees van die waarheid, die een van wie Jesus sê, julle ken hom, omdat hy by julle bly, die nuwe manier is, waarop hulle meester by hulle sal wees. Hierdie voorspraak sal hulle nooit weer as weeskinders laat voel nie, want hy sal nie net by hulle wees nie, maar in hulle ook. En geliefdes, tog berei hierdie oomblik die disippels nie voor op 'n lewe van niks doen nie. Dit berei hulle nie voor van 'n lewe van agteroor sit en sê, maar die Gees is aan die werk nie. Dit berei hulle nie voor om te sit en wag tot Jesus weer terugkom nie, maar terwyl hulle wagtend is op God, gee God hulle sekere opdragte om die woord te gaan verkondig in die uithoeke van die wêreld. Die uithoeke van die wêreld moet ons getuies wees van die een wat gesterf het, die een wat opgestaan het en die een wat opgevaar het, maar meer belangrik, die een wat weer sal kom om ons te kom haal. Hulle berei hulle self nou voor om hierdie goddelike krag te ontvang, sodat hulle Jesus se werk kan voortsit, versterk deur die wete dat hulle nooit werklik verlaat sal word nie. Net soos die disippels vanuit die veiligheid van die bokamer roep Jesus ook vir ons met die uithoeke van die wêreld. Word ons vandag ook uitgedaag om dieselfde te doen. Jesus se hemelvaart is nie bedoel sodat ons met paniek bevange gesigte stip na die hemel moet bly kyk nie. Want geliefdes, ons sien in Handelinge 1 vers 11 sê dit Galileërs, waarom staan julle daar en na die hemel kyk? Hierdie vraag is vandag net so relevant vir ons. Dit herinner ons dat die hemelvaart nie net 'n teken van weeslating is nie, maar eerder 'n teken dat God ons deur sy Gees toerus om getuies van hoop te wees in 'n stikkende wêreld. Die mag van die wêreld lyk asof ons alles alleen gelaat is, veral wanneer ons die storms van die lewe van bloosheid bloot lê. Wanneer ons na ons lewens kyk, na ons omstandighede kyk en soos al reeds gesê, kan verlatenheid opkom. Maar geliefdes, ons het die versekering, ons het die belofte wat Jesus maak in vers 18. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Ons is geroep om die instrument te wees waardeur Jesus na mense in nood terugkeer. Waar daar chaos is, bring ons die vrede van die Gees van die waarheid waarin Johannes 14 tot 17 getuig. Hy bly by julle en sal in julle wees. Geliefdes, in hierdie inwoning is nie vir ons eie onhaalwe nie, maar om ons die krag te gee om lig te dra in 'n donker plek. Hemelvaart is dus nie die einde van Jesus se storie op aarde nie, maar die begin van ons. Ons word toegerus om getuies te wees wat nie net van 'n afwesige Here
praat nie, maar van die Here wat deur sy Gees kragtig in en deur ons werk. Ons roeping is om te verseker, om niemand in ons gemeenskap hoef te voel soos weeskinders nie, want deur die dade van liefde en geregtigheid word die teenwoordigheid van die opstaande en die opgevaarde Here tasbaar gemaak. En wanneer ons bewus raak in hierdie tyd, geliefdes, kan ons troos vind in sy woord. Kan ons troos vind in Johannes 14 vanaf vers 15 tot 21, dat Jesus en sy Hemelvader ons nie wees gelaat het nie, maar dat hy ons die Gees sal gee om ons toe te rus, om uit te gaan, om getuies van sy woord te wees. Geliefdes, nie net getuies van sy woord in woorde nie, maar ook getuies van sy woord in dade, waar mense voel dat hulle wees gelaat is dit ons rol om hulle te oortuig dat ons nie wees gelaat is nie. Dat Jesus 'n voorspraak by sy Vader sal vra om agter te bly, om na ons om te sien. Geliefdes, soos ek gesê het, die gevoel van weesverlatenheid kom maar op. Maar ons word vanoggend verseker en getroos deur sy beloftes wat hy aan ons maak, dat hy nie vir ons wees sal laat nie, maar dat hy weer sal terugkom om ons te kom red. En daarom, geliefdes, in hierdie tyd van Pinkster, laat ons voorberei vir die koms van die Heilige Gees. Laat ons die Gees opnuut ontvang, sodat ons getuies kan wees van sy woord in woorde en in dade. Amen. Geliefdes, net daarop sit, sal ek net so geleentheid gee vir stille gebed. En in besonder, geliefdes, wat ons vir die mense wat getrek was deur die storms en deur hierdie ramp, natuurlike rampe wat hulle getref het hierdie afgelope week, ons weet, ons kan net dankbaar wees ons as mense wat nie geraak is daarteen nie, aan die Here dat ons huise, ons wonings en ons families steeds veilig is. En daarom, geliefdes, kan ons vir hulle bid, maar ook ons dankbaarheid toon aan die Here wat vir ons genade getoon het in hierdie tyd. En waar ons ook, ons het gedink met ons op 'n dag sal daar moontlik is met die weer wat so woes was nie, maar geliefdes, die lig is 'n bietjie blou, so dit wys daar is hoop. So ons bid in besonder vir daardie mense, vir ons gemeenskappe, maar ons bid ook 'n gebed van dankbaarheid dat die Here ons deurgedra het deur hierdie tyd. So stel ek 'n koortjie kry, dan kan ons oorgaan in stille gebed.
Dit is ons in slotdiensing, Psalm 165, Psalm 165, ons kan dit so 2 keer dan sing. Is Jesus groot bo almal. Jesus groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland. Immanuel, God is met ons, redding gee, reddende Heer, lewende God. Psalm 165.